Ek het 'n afspraak met mevrou Meyer. Net 'n oomblik asseblief. Wie sal ek sê is dit? Liana Steyn. Mevrou Meyer, hier is juffrou Steyn om u te spreek. Goed, mevrou. U het nie 'n afspraak nie. In watter verband wil u mevrou Meyer spreek? Dit is persoonlik. Sy sê dis persoonlik, mevrou. Goed, mevrou. U sal 'n afspraak moet maak. Ek wil 'n afspraak hê nou. Wanneer sal dit geleë wees, mevrou? Mevrou Meyer, ek sukkel al 2 dae met u te praat. Die telefonis het opdrag gekry om geen oproepe na u toe deur te skakel nie en u beantwoord net nie die stuk of 20 boodskappe wat ek al gelaat het nie. Wel, ek het spesiaal gekom om met u te praat en ek gaan nie loop voordat ons mekaar nie gesien het nie. Ek het opdrag om u 'n geldaanbod te maak van bykans R250.000. Vraag R250.000. Sal jy asseblief net vir die man sê om my te verduidelik hoe om by uit te kom? Nee, dit het niks met meneer Jooste te doen. Goed. Goed, mevrou. Geld maak enige deure oop. Sit. Moenie haastig wees nie, ek het die hele dag tyd. Ek is glad nie haastig nie, ek kan wag. Wie is jy? Liana Steyn. Met 'n $250.000 in haar sak. In ruil vir die Kemkor aandele, ja. Albert het jou gestuur. Ek verteenwoordig 'n beleggingsmaatskappy. Dis my kaartjie. Albert het nog altyd agter vroue se rokke weggeskuil. As jy nie nou verkoop nie, dan gaan die aandele binnekort waardeloos wees. Sy laaste geskenk was in elk geval waardeloos. Gek wat ek was, het ek dit aangeneem in steede van 'n ordentlike onderhoud. Die dividende kon nie eers meisies se klasse betaal nie. Waarom is dit skielik nou waardevol? Ons wil Kemkor oorneem, iets van die maatskappy maak. My prinsipaal glo ek kan, anders gaan dit voor die einde van die jaar likwidasie. Ek het die staat hier as jy dan nou wil kyk. Ongelukkig sal dit niks aan nou Albert doen nie. Daarvoor sy neste gesin. Ek sou nie weet hoe sterk meneer Jooste in sy persoonlike hoedanigheid staan nie. Oud en sieklik, maar met genoeg in die bank by wyse van spreke. Hy was altyd gierig en suinig, met geen ander belangstelling as net geld nie. Die vrou is sy dogter. Niks het vir hom enige betekenis gehad, behalwe sy manlike omset nie. Seker die wat hy nooit weer getrou het nie. Meneer Jooste het persoonlik borg gestaan vir 'n aantal transaksies. As hierdie maatskappy tot niet gaan, is hy gereüneer. En sy boedel waardeloos. Goeiedag. Boedel? Masha moet erf. Ek sou nie daarop reken nie. Nie meer nie. Jy lieg. Dis 'n slenterslag. Ek sal sê dat jy nie belangstel om te verkoop nie. Goeiedag. Wag. $250.000 sê jy? Dis die meeste wat jy ooit aangebied gaan word. En Masha se? $250.000 vir u en juffrou Meyer se portefeulje saam. Aanbod is nie onderhandelbaar nie. Saam. Totsiens, mevrou Meyer. Wag. Ek sien in vandag se koerante dat Mersha dink kan uittreë. Dis jammer. Ek is 'n groot bewonderaar van haar. Was dit nog altyd gewees? Ten spyte van wat die mense alles sê. Ag, hulle. Kom. Kom ons sit en praat. Al is dit dan ook net om Masha te onthou. Ma het my net gevat en in Londen met ou Meyer gaan trou. Nooit weer iets laat weet nie. Nee, ek of jou pa het ooit weer iets gehoor nie. Ek was skaam. Is jy klaar?
doen met die verwyte. Ek was voorberei daarop. 'n Politieke vlugteling, wat kan 'n mens ook verwag? Grap is net, 'n wegloopdanseres uit Suid-Afrika het net nie dieselfde status as een uit Rusland nie. Veral as jy toe nie 'n tweede Pavlova, Fontaine of wie ook al blyk te wees, wat almal veral jou ma, dog jy is nie. Maar niemand het ooit gesê die verwyte gaan so skerp wees nie. Jy is terug. Maar 12 jaar lank het hulle messe geslyp gehou. Hulle slag my. Koerante, kollegas, mense. Nou, ek het dit ook voorsien. Dat hulle slag en klaar kry. Dat ek verander. Laat my hotel toe. Ek moet gaan rus. Kobus, ek het sommer gejok. Jy het ook verander. Nou weer? Waar was jy al die tyd gewees? Ek is doodbekommerd. Jy moes ure gelede al gerus het. Is nie so erg nie, wat sê hulle? Ja, dan sê jy daar weg met 'n man. Jy moet versigtig wees, meisje. Dis Pretoria, maar nie Rome nie. Ek vra wat sê hulle nou weer? Geef laat ek sien. Kind, wag nou. Ek is nie 'n kind nie, ma. Kry dit in ma se kop. Ek is nie 'n kind nie. Meisje, jy moet jou nou nie so ontstel nie. Kyk, ek het 'n brief uit München gekry. Studente beoog 'n demonstrasie by die Staatsteater omdat die Suid-Afrikaans gebore danseres Mercia Meyer al die tyd wat sy in die buiteland was, nooit 'n goeie woord vir haar gewese vaderland te sê gehad. Dis 'n skandaal dat die organiseerder meneer Wynand Toerien in 'n onderhoud gesê dat 'n staatsgesubsidieerde instansie haar teen so 'n rekordfooi onder die omstandighede ingevoer het, terwyl plaaslike kunstenaars wat reikhalsend wag op geleenthede om hulle slag te wys, teen 'n breekdeel van Mercia Meyer se fooi vir die balletfees oor die hoof gesien is. Tydens 'n onderhoud met die New York Times het juffrou Meyer gesê haar verkryging van Britse burgerskap was 'n bevryding uit die engte van Suid-Afrika se kunswêreld en politieke bestel. In die buiteland bly jy onwelkom, al is jy 'n weggelope Suid-Afrikaner. Hulle vergeet dit nooit. Hier is jy onwelkom, omdat jy 'n weggelope Suid-Afrikaner is. Hulle vergeet dit nog minder. As jy dans, vergeet hulle alles. Jy moet 'n triomf nodig. Jy moet net dans. Ma sê dit al vandat ek 12 jaar oud is, vir die 20 jaar. Dankie, ek is jammer. Chemcore is 'n goeie maatskappy, meneer Barnwoord. Dit verdien nie om onder te gaan of om deur 'n klomp monsters soos Unichem opgeslurp te word nie. Meneer van Breda word sekerlik iets in die hand gestop net om meneer Jooste daar uit te kry. Of om die oorname voor dit te laat is te laat plaasvind. Dit is oneties, meneer. Dis meneer Jooste se maatskappy 50 jaar al. Albert het vir my die verslag op die vliegtuig gegee om te lees. En ek moet erken, ek het ook gemeen dat Chemcore se toekoms veiliger onder die Unichem se ombreel sal wees. Jy weet, mens moet nie toelaat dat jou hart jou kop regeer met besigheid nie. En ek het ook vir hom so in my brief geskrywe. Meneer Joost het die eerste kans gegee, meneer. Jy kan nie sien dat hy ondergaan nie. Hy sal alles verloor. Ja, jy is reg, ek kan nie. Ek bedoel, Is jy sy frontkoper? wel, hy mag dit nie self terugkoop nie, sonder om dit te verklaar nie. Ek weet, ja. Ek wens jy was my sekretaresse. Met Staalkor se aandeel is meneer Joost weer die meerderheidsaandeelhouer in sy eie maatskappy. Ek sal kyk wat ek kan doen. Vandag nog. Nee, vandag is golfdag. Môre met die bestuursvergadering. Ek moet my bestuur in hierdie saak ken. Baie dankie, meneer. Meneer Joost het gesê hy sal verstaan. Is my pa klaar? Kan ek ingaan? Ek verwag jou. Sien jy, Steve? Mooi bly hoor. My baas het my gestuur. Wel, van wanneer af stuur baas en privaat sekretaresses rond? Meneer Barnwoord vir jou ooit iewers heen gestuur, Mira?
Nee, ek wens hy wou. Wel, hier is ek. Beter daar betrap. Stap jy saam uit. Hoor jy kan nie self gaan onder toe nie. Natuurlijk nie. Kom jy vroeg huis toe vanavond? Gewinne tyd. Hoekom? Vra maar nie. Ek verlang na jou, jy weet. Ek weet. Moenie beweeg nie, pa. Pa trek my aandag. Och, ekskuus. Sa. Golf lyk dit my is omtrent die enigste ding wat leer op daai grand Engelse skool geleer het, hè? Ek het nie myself so intoe gestuur, pa. Ek wou nie eers gaan nie, so ver. Jy sal nooit spyt wees. In die army noem hulle my nou nog heroïne, pa. Na 2 jaar. Later op universiteit en in die firma sê jy die waarde van jou skoolagtergrond besef. Ek wou nie my seun dieselfde sukkelpad laat loop wat ek geloop het nie. Toe ek begin het ek niks geweet nie, ek het niks gehad nie. As ek die regte agtergrond gehad het, dat ek 10 jaar gelede al hoofbestuurder geword. Mense weet niks, man. Moenie jou aan mense steur nie. Ek is trots op jou. Jy het alles wat ek ooit in my seun wou hê. Kom ons gaan slaap. Pa? Skei klaar, sal pa my moet help. Waarmee nou? Ryding, pa. Jy's te jonk. Ek het nie vir jou groot gemaak om jou nek op die paai te loop breek nie. Ek het vir jou gesê, kry jou graad en dan kry jy die kar vir jou keuse. Tot dan is daar busse. Verstaan ons mekaar nou? Ek verstaan nie so mooi nie, pa. Jy sal nog verstaan as. Kom. Daar is hy. Ek dink dit lyk pragtig. Dink jy regtig so? Dit pas jou. Beslis. Dankie. Jy moet net sê as jy wil kom, hoor. Ons druk jy sommer iewers in. Dis geen probleem nie. Ja. Ja, dankie. Tot ziens. Bye. Eet jy? Pragtig, Marietjie. Pragtig. Het voel verspot. Nou, Andrie sal sê, nie glo as jy nou weer moet sien nie. O, hy bring vanmiddag vir Wesselhuis toe. Ek het sommer gesê om sy wasgoed saambring. Ag, laat die ondankbaarheid sy eie hemene sokkies was. Ons is nie kwaad vir mekaar net. Hallo, kom sit asseblief. Dankie. Maar het jy, my heupe is te groot vir 'n broekpak. Ag, jy's verspot. Is dit wat Andries jou probeer wys maak? Moenie so van hom praat nie. As hy so met jou maak, sal ek so van hom praat kom. Fynand, wat doen jy? Wel, alles staan oop en dis jou siel nie te kom spook jou maar. Ma stad toe en pa en Wes het gaan golf speel. Maar wat maak jy? Jy het Woensdaag klas. Ek soek jou. Ag, vertel my wat ek jy weet nie toe. Aanhouer wen, hè. Moenie ophou nie. Moet ek uit help? Dankie. Luister. Dis niemand hier nie. Nee. Fynand, wag jy gaan nat word. Alles die moeite werd. Kyk hierso. Kyk hier, voorblad. Ons begin vanaand, plakate die lot. Lekker, hè? Ek sou graag wou gesien het. Hierdie lot kom ons altyd so slyp terug. As ons in die begin goed genoeg was nie, dan is ons ook in die einde goed genoeg nie. Trek iets in jou lyf, ons gaan help met daai plakate vanaand. Gou. Maar my ma's nie, sy gaan kwaad wees. Los net 'n noot aan sy gaan kampus toe of iets, man. Okay. Roerie, ons is reeds laat. Vra vir my, ek weet. Net nie dat jy agterkom dat jy omgee nie. Dat jy seer kry nie. Wys hom jy's jou eie man en dan smyt hy jou nie net weg nie, maar dan sit jy op die ou en sonder gesend en die ander meisies loop met jou loon weg. Ek het hom gesê. Ja, en sorg dat jy jou glo. Kyk na jou oë.
Die meneer gaan nie skrik as hy sien hoe jy agter hom aan chunk nie. Nee, seker nie. Ja, kry my so rondom 7:30. Maar onthou nou om hom goed te laat verstaan jy uitgaan, maar moenie ek agterkom is met my nie, hoor. Ja, maar miskien wil hy... Ja, maak of jy hastig is om hom weg te kry. Ja, maar dalk wil hy my iewers heen vat. Ag, jy skoon laf man, laat hom goed sweet. Nou ja, sien jou net nou. En Marieke, jy gaan my nou nie vandag glo nie, maar eendag gaan jy wonder hoekom jy nie al lankal van hom ontslaag geraak het nie. Sien jou later. Nie laat Anne-Marie of Wessel iets agterkom nie, hulle weet nog nie. As dit al een of ander tyd moet weet, Maar nie vanaand nie, veral nie Wessel nie. jy weet ek is ou mis diskresie haarself. Mooi ry. Ja, dis 'n lekker potjie. Ja, dankie. Maar jy het my dan vir 'n weer vandag hier klink klits. Ek weet nie dink dit gaan weer gebeur nie, hoor jy? Hoe lyk dit? Hier dan lus vir 'n biertjie. Hoe dink pa? Net toe kom jy. Sjoe. Pa? Wanneer kom pa terug huis toe? Ag, jong. Jy weet maar so gaan dit. Wel, hoe pas terug en nie meer so besig as ek uitgeklaar het nie. Jy is al so besig gewees in daai fabriek. Jy nie sal tyd hê om jou oor my kom gaan te bekom nie. Sien, dit beloof ek jou. Wat van golf? Golf. Ons sal 'n plan maak. Ons sal moet 'n plan maak. Kom. Dit is die laaste dankie, Derek. Ek hoop jy sal 'n bietjie later kom. Wat kan ek sien? Ek het jou 'n brief geskryf. Daar is dit. Wat gaan aan? Waarheen gaan jy? Vir 'n rukkie, net vir 'n rukkie. Dis vir ons albei regtig. Lees net die brief en probeer verstaan. Nou, jy maak my seer. Steve! Hallo. Waar's jou pa? Hy's lastig geweest, hy kan nie inkom nie. Hier sy was goed. Hy sê baie dankie. Wag, hier's kyk hoe lyk maar. Gaan my weer sien. Jy sal maar vanaand met saamkom. Jou pa het seker vergeet. Maar, Ag, dis niks jy. Jy weet mos so is ek. Ek sal hom bel en goed roskap. hy het gesê hy het 'n vergadering of iets. Natuurlik. Kom in. Waar's Anne-Marie?
Ek weet nie. Ry om, ek sal agterin gaan. Die rekorde se katterigheid is dit. Stop. Ry jy om. Ek skrik nie vir jou pampoen nie. Suid-Afrikaners wat iets voel vir 'n land en vir ons eie kunstenaars, sal hierdie vroumense optrede nie bywoon nie, mevrou. Hierdie vroumense soos jy haar noem jou uitvagsel is Mersha Meyer, my dogter. Hoe kan jy dit toelaat? Stuur hulle onmiddellik weg. Die mense gaan enige oomblik nou hier aankom. Ek kan nie. Maar jy's die vryheidsbestuurder. Hoe bedoel jy kan nie? Ek kan niks doen as hulle buite bly. Weg met Mersha. Weg met Mersha. Jy sê nie om die vlag spreek as ek. Uitstekend. Ek wil meneer Silje. Samensweerdery. Dis wat dit is, 'n samensweerdery. Bedaar tog asseblief, Anna. Samenswering met jou en daai klomp skyn na buite. Maar jy weet tog is nie waar nie. Nee? Bel die polisie en laat hulle verwyder? Nee, dit sal sake net vererger. Ons wil tog nie die pers en die televisie en die radio op ons nekke hê nie. Maar hulle sê dan hulle gaan hulle getalle verdubbel vir solank as hy hiernaas. Vir die res van die seisoen. Dis net praatjies, Anna. Jy weet mos hoe studente. Student. Watstokers. Dis wat hulle is. Watstokers die hele wêreld oor. Sy is van my verstand af. Wat maak sy hier? Dit moet ek al gesê. Later maak kom ons gaan in. Ja, maar Wessel, Kom ons gaan net in, ma. Sy kan nie. Jy's 'n papperterman. Hier dans Mersha Meyer elke aand voor volhuise. Sy bring prestige vir 'n teater. Sy stel kennis en tegniek tot die beskikking van jou geselskap. En jy laat toe dat dit met haar gebeur. Nog nêrens in die hele wêreld het dit gebeur. Ons kry daarom ook koerante in hierdie land, Anna. En oral in die wêreld het Mersha presies dieselfde behandeling gekry. Toe sy openingsaand na openingsaand toesprake moes maak om Suid-Afrika en alles in Suid-Afrika af te krap. Wat kon sy anders doen? Toe kon sy nog dans, Anna. Weet dat 'n derde van ons gehoor elke aand uitgenooide gaste bestaan. Ons kan nie eers met kaartjies weggee nie, want niemand wil die opvoering sien nie. Jy lieg. Die loket kan nie lieg nie. Dis die swak resensies, Anna. Ignorans. Dis hulle wat begin het met die vervolging. Hulle ken die meesterskap as hulle dit op 'n skilbord aangebied. Hoe ook al, ons kan die volle seisoen nie meer bekostig nie. Ek gaan die laaste 2 weke kanselleer, Anna. Ek sal jou dagvaard tot jy nie meer 'n sent oor het nie, Herman. Vir wie probeer jy flous, vroumens? Jy het nie eers geld om 'n verkeersboete te betaal nie. Probeer dit. En kyk wat gaan gebeur. Kunsredaksie, asseblief. Dankie. Desi, dis Herman Silje hier. Hierdie betogende studente hier by die teater. Kan jy nie 'n fotograaf stuur en 'n bietjie nuus daarvan maak nie? Ons het die publisiteit bitter nodig.
Sal jy? Dis gaaf. Okay. Ja, mag ek? Natuurlijk, meneer Barloren. Nou ja, aangezien ons gaan saam eet, noem my gerus Andries. Het is nou vir jou 'n verrassing. Mag ek vra, hoe op aarde gebeur het dat ek jou nou vanaand hier raakloop? Ek woon hier vir 'n paar dae. Oh, ek ook. Tydelik. Dit is nou regtig 'n aangename toeval. Ja, ek het nie geweet meneer woon ook hier nie. My vrou en ek is met mekaar uit. En wat beteken daai kyk? Afkeuring? Ek wonder maar net of jy raad gaan oortuig om die Chemcor aandele van die hand te sit. Gaan ons twee dan 'n besigheid gesels die hele liewe aand lank? Genaamd nie. Moet ek natuurlik die versekering kry dat die aandele môre middag 2 uur myne is. Ek beloof. Probeer die garnale. Heerlik. Wat van Vonkelwyn? Jy moet die feite in die oë kyk, Anna. Dit help nie om jou blind te hou vir wat die hele wêreld sien nie. Persia is oor die muur. Gou dat eindig beter en nog genadiger. Jy skrik vir 'n paar betogende studente. En jy sien niks verder raak as 'n paar partydige resensies nie van mense wat nog minder van mekaar af weet as jy. Ek probeer jou help, Anna. Die Joos weet ook. Jy kan help. Moenie kanselleer nie. Kondig 'n nuwe seisoen aan met Giselle, met haar natuurlik. Jy is mal, Anna. Mal genoeg om die hele opvoering persoonlik te borg. Geheel en al te borg. Ek dink dit kort nie vir jou openingsspel. Hierdie blom het nou van die foyer afgekom. Kaartjie sê Kobus Dreyer. Maar is niks meer om dit in te sit nie. Ek sal dit huis toe vat. Wie is Kobus? Sommige iemand. Bel dat hulle die motor agtertoe stuur. Ek gaan nie vooruit nie.
Ek sal genoeg uitgeheel in my lewe in omtrent elke taal ter wêreld. Ek sien nie kans om nog in Afrikaans op te hoor nie. Kom maar, Tippie. Los, ek sê gaan reël die motor in my ma. Ek wil nie uitkom. Die balletvereniging reële onthou. Gira van, hoe bel nou? Hoeveel keer moet mense dinge herhaal? Goed, goed. Maak die saak nie. Ry net. Sluit die deur en ry. Ry. Julle wys. Spelers, dansers, skrywers, die lot. En toe maak Kobus Dreyer weer sy opwag. Ek wil nie oor hom praat nie. Was dit te wagte? Ek is moeg, ma. Nou, Herman sê jy moet jou nie steur aan die klomp lawwe studente nie. Hy steur hom ook nie aan hulle. Laf. Hier is die resensies en toe dit. Maar sprake dat die laaste 2 weke gaan kanselleer. Almal gesouer. Waar kom jy aan die onsin? Met sulke volhuise? Dis komplementêre huis. Ag, twak. Hoekom wil jy dan nog Giselle indruk voor jy Rio toe gaan? Komplementêre huise. Kwaadwillige geskinder. Ek kan nie. Ruk jou reg, mense. Giselle is 'n wonderlike geleentheid vir jou. Ek kan dit nie meer verdra nie. Dit is net wat jy nodig het vir al hier. 'n Vertolking wat hulle monde eens en vir altyd sal snoer. 'n Triomfkind. 'n Triomf, dis wat ons nodig het. Maar sê dit al van kleins af. Dankie manne. Dankie. Jy raak kom Wynand. Tuurlik ek moet fietsie. Lekker ry. Bye. Ma, ek tog mag slaap al eeue. Naam mevrou. Ek het vir jou gewag. Kom in. Ma, Ek sê kom in. Nag meneer Torin. Annemarie. Ek wil daardie man nooit weer in my lewe in hierdie huis sien. Dis maar laf. Dis glad nie so laat en ek het môre eers aan vir die klas. Wat bekeer ma? Dis nie ek wat iets mekeer nie. Dis jy wat moet verduidelik. Verduidelik. Wat moet ek verduidelik? Sê asseblief vir my wat hier aangaan. Ek was in my hele lewe nog nooit so geskok en teleurgesteld as vanaand nie. Ek het sulke gedagte nie van Wynand verwag nie, nog minder vir my eie dogter, barbarisme. Dis wat ek dit noem. Hoe kon jy jouself by so iets laat betrek? Ek weet nog nie wat ek en Wynand gedoen het nie. Ons was ook by die ballet. O. En Wynand Torin was die belhamel. Hy is nie 'n belhamel nie, ma. Ons glo wat ons doen is reg. En dit het niks met ma of met enigiemand anders te doen nie. Ma weet nie eens waaroor dit gaan nie. Al wat ek weet, is dat ma vir Wynand 'n verskoning verskuldig is. En sorg asseblief dat hy dit kry. Hoe durf jy so met my praat? En hoe durf maar so met my praat en dit vir my vriend? Ons sal sulke soort gedrag nie in hierdie familie dalk nie, hoor jy my? Ma praat van goed waarvan ma niks weet nie en moenie Wynand 'n soort noem nie. Hy het meer integriteit in sy pinkie as enigiemand anders wat ek ken. Hou op met skree. Los my dan. En hou ma se neus uit my sake. Ek vra ma nie uit oor ma se nie. Jou pa sal hiervan hoor, dit beloof ek jou, hoor jy my? Waar is hy? Hoekom is hy nie hier nie? Wag, ek sal hom bel en kan ma self met hom praat vir my. Dis te laat, hy slaap al. Ek is te oud om my met my pa te laat ry. Annemarie. Hallo? Hallo, kan ek asseblief met meneer Barwering praat? Ja. A Barwering. Wat het in jou gevaar? Hallo pa, ek Wat's verkeerd? Dis 'n meisie wat die telefoon geantwoord het. Dis seker die verkeerde nommer. Nee. Sy het gesê dis meneer Barwering se suite. Annemarie. Ma, as ma nie ma se man kan hou nie, moenie ma se frustrasies op my en Wynand uithaal nie. Ons is lief vir mekaar. So jonk.
Sien het ook nie eens my short gehad nie, want ek maar hiermee tevrede wees. Kyk hier die tyd en energie wat daar vermors word net om 'n simpele pakkie sigarette in die hande te kry. Julle hotel is 'n redberoer en dit het oortwak. In die tyd van die nag. So terloops. Ek dink jy in New York oproepe probeer deurkom, maar voor net gelei, daar was niks. Och wel, dan kuier ons maar nog so 'n bietjie tot hy deurkom. Wat van nog so ietsie? Ek sal die nag nooit vergeet nie. Dis verseker. Ons bestekverslag. Wat bekeer jou, man? Jy kom ons nie van 'n Bylse personeelvergadering so bywoon nie. Ja, ek het gehoop meneer sal my vandag kan verskoon, meneer. Ek het nooit gister geslaap nie. Wat bekeer jy? Is jy dan siek? Nee, dis 'n persoonlike ding, meneer. Oh, meisiekind. Sal meneer my kan verskoon, meneer? Ek behoort môre reg te wees. Ja, natuurlik. Dank meneer. Stein. Ek glo nie sy het vanoggend nog gekom, meneer. Ek maak dit gou seker. Toe maar, gee my pa. Meneer. Meneer. Waar is sy? Waar is die ou man? Ons weet regtig nie, meneer. Niemand het iets laat weet nie. Ons weet regtig nie waar dit is. Moenie vir my sê iets het gebeur nie. Ek weet. Is hy hier? My baby. Iets het met my baby gebeur. Nou waar is hy dan? Maar wat soek jy hier? Jy sien een wat haar geleer het, sy met haar gedra soos Lady Di. Wat soek jy? Wat sal sy hier soek? As hy iets met haar gewees het, jy betaal hoor. Jy het altyd 'n grand om hier te kom, net. Sy het jou gelos. Ek moes weet dis die laaste plek waar jy sy sou. Sy het jou gelos. Dis wat gebeur het, sy het jou gelos. Dis 'n goeie ding ook. Sy het jou gelos. Elke bladsy moet geparafeer word en teken asseblief agter voluit waar aangedui asseblief. Is dit nou alles wettig? Die aandele is deur 'n privaat beleggingsmaatskappy waarin juffrou Stein die enigste aandeelhouer en direkteur is aangekoop. Die kontrak word geldig sodra u in die eg verbind is. Juffrou Stein dra alle bates oor insluitende die genoemde maatskappy. Die huwelik is dan binne gemeenskap van goedere en benewens die gereelde en versekerde maandelikse onderhoud word sy ook die enigste erfgenaam in die boedel. Indien u testament verander of enigstens wysig sonder haar toestemming of medewete, sal sy geregtig wees om dit as kontrakbreuk te beskou en sodanige aksie teen u instel as wat sy maar goed dink.
Is dit die Jooste huis? Die meneer is nie hier nie. Is dit dalk 'n boodskap? Waar is hy? Hy gaan trou. Ek moes gesê van honeymoon of so iets nie hoekom. Liana Steyn hier teenwoordig. Dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Liana Steyn tot jou wettige vrou neem. Verklaar jy Liana Steyn dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is met die voorgenome huwelik met Albert Johannes Jooste hier teenwoordig en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Albert Johannes Jooste tot jou wettige man neem. Gee mekaar die regterhand. Ek verklaar dat Albert Johannes Jooste en Liana Steyn hier teenwoordig regtens getroud is. Van 'n ernstige waarskuwing van die Sowjetunie dat Duitsland die gevolge sal moet dra as hy weer begin om langafstand bomwerpers en missiele te bou. Mevrou Margaret Thatcher van Brittanje sê die nywerheidsonrus wat die land tans tuister, sy nadelige uitwerking op die kapitaal- en aandelemarkte sal net tydelik van aard wees. Ekonome voorspel egter dat die lae inflasiekoers van 4,5% nie gehandhaaf sal word as die stakings veel langer aanhou nie. Meneer Albert Jooste, bekende nywerhaar, is vandag in 'n burgerlike seremonie in die egverbind met mevrou Liana Steyn. Ons nuusspan het meneer Jooste gevra of die ouderdomsverskil van bykans 40 jaar nie dalk probleme kan skep nie. Ons ken mekaar al baie jare en ek voorsien geen probleme nie. Bovendien, mense so oud as jy voel. Mevrou Jooste, u man is landwyd bekend vir sy belangstelling en liefdadigheid. Gaan u daardie belangstelling met hom deel? Ek voel mens moet alles in die huwelik deel. Ek sal my met dieselfde entoesiasme. Welkom in jou nuwe huis. Dit het 'n vrou se hand nodig. Dit was 'n lang dag. Jy weet. Elzette het jou kamer reggemaak. Dankie, meneer. Kan jy nie maar Albert sê nie? Meneer, dit is makliker. Ek verstaan. Jare is 'n gewoonte. Lekker slaap, Liana. As jy iets nodig het, moet jy net lui. Elzette het 'n klokkie in haar kamer. Nag, meneer.